AfriForum dien kommentaar oor Bella wetregulasies in en die NDBV kritiseer die Noordwes oor olifantkrisisbestuur. Goeiedag, my naam is Dian van der Berg. Baie welkom by jou Afrikaanse nuus op Pretoria FM op die 3de Oktober 2025. AfriForum het kommentaar ingedien oor die regulasies van die wysigingswet op basiese onderwyswette, oftewel die Bella-wet. Die minister van basiese onderwys, Ziviwe Gwagube, het in Augustus die eerste 2 stelle regulasies onder die Bella-wet vir openbare kommentaar gepubliseer. Die gepubliseerde regulasies het betrekking op sleutelbepalings van die Suid-Afrikaanse skolewet rakende skoolkapasiteit en skooltoelatings. Volgens AfriForum se hoof van kultuursake, Alana Bailey, sluit van die mees kontroversiële kwessies in die rol van skoolbeheerliggame teenoor die van provinsiale onderwysdepartemente, sowel as skole se taalbeleide. Die belastingombud het 'n konsepverslag uitgereik wat wetwysigings aanbeveel na 'n ondersoek na die kaping van e-filing profiele. Die sentrale voorstel is dat die staat aanspreeklik gehou word vir 'n belastingterugbetaling aan 'n bedrogslagoffer, selfs al is die fondse deur misdadigers gesteel. Die ombud beskou die kapings as 'n ernstige bedreiging vir vertroue in die belastingstelsel. Talle aanbevelings is aan die Suid-Afrikaanse Inkomstediens of die SAID gemaak, banke en ook die polisie gemaak om dienslewering te verbeter en die bedreiging te takel. Die ombud versoek ook dat die SAID die aanstelling van 'n inspekteur-generaal oorweeg om interne bedrog proaktief te ondersoek. Die metaalwerkersvakbond NUMSA kritiseer die regering omdat hy nie beter beheer het oor die invoer van buitelandse produkte, veral Asiatiese en Indiese voertuie nie. Hy sê dit is ten koste van die plaaslike vervaardigingsarbeidsmag. In 2018 was 1% invoere in die voertuigmark uit China en Indië, maar in 2025 het dit tot 26% geklim. NUMSA se sekretaris-generaal Irwin Jim sê werkers verloor nie hul werk omdat hulle lui of nie opgelei is nie, maar omdat die regering se beleid handelaars en invoerders bevoordeel. Die Nasionale Raad van Dierebeskermingsverenigings kritiseer die Noordwes-owerhede se weiering om noodsaaklike kwessies oor dierewelstand in te sluit by die bestuur van die toenemende olifantkrisis. Die Noordwes Departement van Ekonomiese Ontwikkeling, Omgewing, Bewaring en Toerisme, asook die Noordwes Parke en Toerismeraad, ignoreer 'n parlementêre opdrag om die DBV-raad by die provinsiale olifant-taakspan in te sluit. Jacques Peacock van die DBV sê die welstand van meer as 1600 olifante in 'n gebied wat vir heelwat minder geskik is die hoofkrisis wat tans bestuur moet word. Dit bring ons aan die einde van vandag se Afrikaanse nuus op Pretoria FM. Met 'n heerlike dag verder hê.